In hierdie episode besoek ek 'n plaas waar ek al van tevore gejag het, sonder te weet dat ek voorheen slegs 'n klein gedeelte van die boer se gronde ondersoek het. Met die nuwe kennis en 'n gejaag teen die sonsondergang, draai ek by 'n kamp in wat baie belovend lyk. Die maan is amper vol en die temperature is laag, maar met die opwinding in my rig ek myself by my eerste staanplek vir die aand in. Die son het skaars gesak voordat ek die eerste tekens van jakkalse in die area begin hoor. Vars gelaaide 223 ammunisie en 'n skoon geweer het my sommer baie gemoedsrus gegee vir die taak wat voorlê. Met my roeper in plek en my Paard Pantera EX scope op die regte palet, wag ek die eerste paar jakkalse met baie vertroue in my gereedskap in. Op die eerste staanplek was hulle net buite die bereik waar ek gemaklik voel om te skiet. Ek besluit toe om nader te skuif, maar omdat ek nog nie die grond in daglig verken het nie, raak ek so bietjie verdwaal. Om sout in daardie wond in te vryf, beweeg daar 'n dik wolk mis in wat die res van die aand in die area hang. Die jakkalse wen die aand, maar met meer inligting oor die nuwe area was ek gereed om hulle die volgende aand vas te keer. Daglig breek die volgende oggend aan met slegte nuus van die boer af. Die jakkalse wat die vorige aand net buite my bereik was, het een van die beeskalfies gevang. Ek spring toe in my bakkie om te gaan ondersoek instel en om te kyk of ek op die stuk grond 'n staanplek kan inrig. Alright, ek is op pad hier na crime scene toe. 'n Kalf is gevang gisterand en dit is presies die rede hoekom ons doen wat ons doen. Daar is groot finansiële verliese as so iets gebeur. Jy kan sommer hoor, ek het vanoggend met die boer gepraat op die foon en jy kan sommer hoor, die gemoedere is laag. En mens wil nie hierdie goed hê dit moet gebeur nie. So dis hoekom ek hier is. Wil kyk of ons nog die jakkalse kan uitsorteer vanaand. Ek hoop dit gaan goed, ek hoop ons kan hulle kry. En ja, ek bly ek kan help. Op pad na die toneel bestudeer ek die terrein en begin al klaar hinderlaagplanne in my kop beraam. Die veld is lekker oop en die wind waai in my guns. Ek het 'n goeie gevoel dat ek vanaand die probleemjakkalse van kant gaan maak. Hoe gaan dit? Straight, okay, you can jump, ja. Met duisende rande se beleggings in skape en beeste kan die boer nie bekostig om sy gronde ook met jakkalse te deel nie. Die verliese kan groot nagevolge vir die toekoms van 'n boerdery hê. Alright, hierdie is die bewyse van hoekom ons doen wat ons doen. Hoekom dit nodig is. Hierdie kalf was gisterand gevang, vars, amper skoon geëet. En vanaand, ons het 'n groot task ahead. Ons moet vanaand 'n paar jakkals in die area skiet. En ons doen dit want ons wil hierdie tipe goed vermy, ons wil proaktief wees, ons wil die jakkals minder maak in die area. En hierdie is groot skade. Dit is nie net die verlies van die kalf se waarde nie, dis dalk 'n kalf wat oor 'n lang tyd baie winsgewend kon gewees het. Dit is die verlies aan genetika en dis maar net die verlies aan 'n boer se moreel ook. Dis nie lekker om hierdie tipe goed te sien nie en ons help waar ons kan en dis hoekom ons doen wat ons doen. Alhoewel die boer baie hulpbronne aan heininge en veldwagte bestee, is dit steeds nie die enigste oplossing vir probleemroofdiere nie.
Jakkalse is baie slim diere en pas baie vinnig by 'n omgewing aan. Pluimvee is gewoonlik 'n baie makliker teiken as wat die jakkalse normaalweg in die wild sou jag. Wanneer die jakkalse gemaklik raak met hul omgewing, teel hulle teen 'n groeiende tempo aan. En een teef kan tot en met 8 kleintjies kry wat baie vinnig leer hoe om in die omgewing te jag. Op 'n plaas waar daar met beeste, skape, hoenders en bokke geboer word, kan dit groot skade veroorsaak as die probleem nie eerstehands aangepak word nie. Uitgerus en vol motivering om die probleemjakkalse aan te pak, doen ek sommer vroeg die middag al grondwerk om vas te stel waar die beste plek gaan wees om die jakkalse in te wag. Ek ondersoek 'n paar areas wat vir my die beste aansig oor die probleemarea sal gee. Die wind waai sterk en die helder maan sit al klaar hoog in die lug. Met dit in gedagte rig ek myself strategies by my eerste staanplek in. Ek het nou op my eerste staanplek aangekom. Ek so 100 meter van die karkas af, wat ek vroeër vir julle gewys het. Ek het 'n baie goeie gevoel oor vanaand se nuwe gedeelte van die plaas wat ek skiet. Ek baie rondgeloop, ek het plek gesoek, die wind swel 'n bietjie. Ek moes regtig waar vir my 'n goeie staanplek kry. Ek het so 2 keer geskuif, op hierdie plek afgekom. Baie happy, ek dink ek het regtig waar 'n goeie gevoel vir vanaand. Die maan is helder, maar ek is nie bang vir die volmaan nie. Ek het al baie goeie aande gehad met volmaan en vanaand hoop ek gaan weer een van daai wees. Die jakkals is definitief in die area. Hulle het skade gemaak en dis my job om dit uit te sort vanaand. En ek hoop is 'n goeie ene. Ek wys vir julle die jakkalse later. Ek voel baie gemaklik met die keuse van staanplek waarop ek besluit het. Ek het die oorhand oor die jakkalse omdat ek hulle reeds vroeg net voor sonsonder inwag. Ek laai my 223, kies my gunsteling verstellings op my Paard Panthera scope, plaas my roeper net reg en begin wag. Dit was nie lank voordat ek die eerste tekens van die probleemjakkalse begin hoor het. Die wind waai steeds sterk soos wat die eerste jakkalse nader kom. Hy ryk my nie, en dis my eerste kans om 'n goeie skoot in te sit.
One and done. Hy val plat en die volgende jakkals begin al klaar nader kom. Met nog 'n perfekte bladskoot val die tweede jakkals. Alright, ek soek die jakkals. Alright, hier was enetjie. Dis 'n baie groter een hierdie op die blad geskiet. Ja, kom ons gaan hang hom. Met twee van die probleemjakkalse op die rak, begin ek 'n plan beraam om die een wat die heeltyd in 'n sloot aan die ander kant van die hoofpad wegkruip, te benader. Hy was net te ver van die eerste staanplek af, so ek moes nader skuif. Gemaklik op my nuwe staanplek laai ek weer my 223 en wag geduldig vir die derde probleemjakkals om nader te kom. Dit vat 'n rukkie na die geraas van die vorige skote, maar hy kom stadig maar seker nader. Na nog 'n perfekte skoot, te danke aan my Paar Panthera scope, val die derde jakkals plat. Ek besluit om nog 'n ruk op die staanplek te sit, omdat ek wou seker maak dat die probleem in die spesifieke area opgelos is. Die temperature begin drasties val en die mis begin weer vroeg inbeweeg. Ons het nou rondgery, ons het nog staanplek kom soek, dis 11:00, die mis het ongelukkig inbeweeg, ons aand is kort geknip. Maar 3 jakkalse geskiet in die area waar die kalf gevang was. Baie bly ons kon help om die probleem op te los. Moeilike aand gewees, die jakkalse was baie stil gewees, maar nog steeds plan gemaak, nog steeds jakkalse geskiet. Sal definitief terugkom en dit weer kom doen. Ek sien julle môreoggend, dan vat ek julle deur die rak. Nes die vorige oggend hang die mis steeds na sonsopkoms baie dik in die lug. Ek het die keer dalk nie die rak vol gemaak nie, maar ek is bly ek kon darm die probleem vir die voorsienbare toekoms in die area oplos. Die beeste en skape in die kamp kan nou in vrede al aande deurbring, maar ongelukkig sal daar in die toekoms weer 'n pak jakkalse in die area binnekom. Vir so lank as wat die jakkalse skade maak, sal ek daar wees om hulle te beheer. Hierdie ene is die derde ene van die aand. 3 jakkalse geskiet, 2 tewe, 1 reën. Baie goeie aand gehad, soos julle kan sien, die mis is nog steeds agter my. Ongelukkig ons aand bietjie kort geknip, maar nog steeds goeie resultaat gehad. Ek los hulle hierso vir die boer. Hy kan besluit wat hy maak met die jakkalse en goeie aand gehad.
Lekker mistige oggend, lekker koud gewees weer. Kan nie altyd jou kondisies kies nie. Jy moet vat wat die situasie vir jou bied. Jy moet suksesvol daarvan wees. Sien julle op die volgende ene. Cheers. Indien julle van hierdie video gehou het en meer daarvan wil sien, onthou om die video te like en te subscribe op die kanaal. Julle sal sien dat die video bietjie anders as my gewone content is en dit is omdat ek van Horizon Media se dienste gebruik gemaak het om die video te vervaardig. Indien julle meer wil weet, ek los die besonderhede in die description van die video.